jy moet die regte kaartjie hê. Jy kom by die bus, en jy gee die kaartjie, en die busbestuurder sê vir jou, dis 'n ander bus, dis nie hierdie bus nie. En dan vra jy, maar waar gaan die bus heen? Dan sê hy, na die Koninkryk van God toe. Dan sê hy, ja, maar dis waar ek wil gaan. Dan sê hy, maar jy het verkeerde kaartjie. En dan kom jy agter, is een van die dwaase maagde. Dis geweldige, swaar woorde. Jy 'n ander evangelie verkondig as Yeshua, is jy een van die wat sê, maak hom dood. As gevolg van sy evangelie, dis hoekom hy hom doodgemaak het, oor sy evangelie. Hy het op 'n stadium gesê, oor watter een van die wonderwerke is dit wat julle my wil doodmaak? Sy nie oor dit nie, maar omdat u self die seun van God noem, wil ons u doodmaak. En dis presies. Toe hulle hom uiteindelik doodgemaak het, waaroor het hulle hom doodgemaak? Oor wat hy gesê het, nie oor wat hy gedoen het nie. Nou, sê Yeshua iets vandag, en ek sê nee. Dis nie dit nie, dis dit. Ek skaar my by daai mense wat gesê het, kruis op. Hoekom? Want ek hou nie van sy evangelie nie, maar sy evangelie is die buskaartjie. As jy nie die buskaartjie het nie, as jy nie op die bus klim nie. Jy gaan 'n dwaase maagd wees wat by die bushalte sit en wag nou al vir 2 dae. En dan kom die bus en dan sê die busbestuurder, daai kaartjie werk nie vir die bus. As jy by die busstop is, dat baie mense by die busstop, dat dit verskillende kaartjies. En dan is die groot vraag, hoe weet ek my kaartjie is reg? En iemand kom by jou en hy sê, daai kaartjie is verkeerd. Hoe weet jy jou kaartjie is reg? Natuurlik, almal gaan sê, maar dit is gebaseer op die woord van God. Nou is daar veelkleurige kaartjies. As jy in 'n kleur kan dink, is daar so ene. Daar's net een kleur wat reg is, net een kaartjie. En almal sê, myne is volgens die Bybel. Hoe gaan jy weet joune is volgens die Bybel? Soek eers die koninkryk van God, soek dit. En jy sal weet. Hoe weet jy? Dit is gelukkig, ek dink ons almal het begin by daai punt van, hoe weet ek is gered? En dan probeer jy glo, en jy byt op jou tande soos jy glo. Maar, soos jy die woord van God leer ken, sien jy, en jy weet, en dit word onwrikbaar. En as jy die woord van God geëet het, en die gesegde sê, jy word dit wat jy eet, en jy die woord van God geëet, en jy word dit, en dit is vir jou absoluut duidelik. As mense op die pad gestap het, in die waarheid, dan sien jy dit. Ek dink nou weer in die week, as iemand vir my sê, ons het nou die bus, as 'n voorbeeld, om nou te 'n padkaart. Jy gaan nou na 'n vreemde land toe, jy gaan Brasilië toe, en iemand gee vir jou 'n kaart van Brasilië, was nog nooit daar. En jy vat die kaart en jy begin toer, en dan gaan jy Rio toe, en dan gaan jy berge toe, en dan gaan jy na daai plekke toe, en dan jy kyk op die Amazone, en jy gebruik jou kaart, en jy kom terug, by die lughawe om terug te gaan, en iemand by die lughawe kyk jou kaart so en sê, daai is totaal verkeerde kaart, wie het vir daai kaart gegee? Wat gee jy vir hom sê? Ek weet nie waarvan jy praat, maar die kaart is reg, want ek het hom gebruik, ek het nou nie die hele land deur getoer, en hy was elke keer reg. Hoe weet ek die Bybel is reg? Presies dit. Ek het hom oralster gebruik. Ek het al die paaie vergelyk met al die paaie, en dis reg. Die heeltyd. Die vertaling is nie verkeerd nie, hy moet nie geïnterpreteer word, net soos hy daar staan, is hy reg. Hoe weet jy dit? Ek het hom gebruik. Oor my hele lewe lang. Nie 3 versies nie. Die hele kaart. Die hele kaart. Ek weet hy's reg. Nou kom iemand by jou by die busstop en hy sê vir jou, maar daai is nie die kaartjie nie. Die busdrywer gaan nie aanvaar nie. En sê, ek weet dis die regte kaartjie. Hoe weet jy? Ek het hom gaan toets, ek het gaan kyk, ek het hom gemeet aan die woord van God in alle aspekte. Ek het nie die woord van God aangepas om by my kaartjie te pas. Ek het my kaartjie aangepas om te pas by die woord van God. As jy op die stasie is en jy weet jy het die regte kaartjie, wat lê nou vir jou voor? Jy moet hom op vas, want mense gaan kom en vir jou sê, is jy seker? En dan ry jy jou kaartjie vir 'n ander kleur, wat 'n tragedie. Maar as jy gesien het, het jy gesien. Ek wil uiteindelik nie sê nie, want almal sê dit. Ek weet, wat 'n rympie. Maar as jy die kaart van Brasilië gebruik het, en jy deur Brasilië getoer, en jy het nie verdwaal nie, en hy was elke keer reg, en niemand sê vir jou dis 'n verkeerde kaart, dan gaan jy vir hom kan absolute vrymoedigheid sê, nee, jy is verkeerd, die kaart is reg. Ons kry die kaartjie verniet,
maar dan is jy iewers ver en dan moet jy stap na die busstop toe. En op pad busstop toe is nie eenmal daar altyd daar nie. Jy kan verdwaal. Jy kan nie daar aankom nie. Jy kan weer wegloop. Jy kan gaan koeldrank koop terwyl die bus gekom het. So eenmal gered, altyd gered se leen. En die prys, kaartjies verniet, maar die prys om tot by die busstop te kom en daar te bly, dis wat ons betaal. Soek die koninkryk van God. En die goedkoop godsdienst van sommige van die kerke daar buitekant is, sy genade is daar, hy het vir ons almal gesterf, jy hoef niks te doen nie, jy is outomaties gered. Dis 'n ander evangelie, dis 'n padkaart vol leuns.